Goeiemorgen, dit is dan 12 Desember vanmorgen en ons gaan aan met ons lesing waar ons opgehou het. Die groot Johannes Evangelie boek 3, lesing 62 en ons is nou by hoofstuk 126. Mattheus betwyfel aan die belewennisse van Jara. Nou, die wat nou al lankie by ons was, sal weet dat die Jara 'n besondere kind was. Ek wil net vir die mense op die bank verskoning vra vir my jeugsstem. Dit is nog nagevolge van griep, maar ek sal probeer deurdruk. En dat sy deur Yeshua in die vlees toegelaat was om na planete toe te gaan. En sy het baie raar en seldsame aandenkings teruggebring. Ook beskryf hoe dit daar lyk, paleise, huise, mense wat hulle doen, waarmee hulle besig was. Dit is als in die vorige hoofstukke. Nou kom Mattheus, wat 'n baie wyse man is, en hy betwyfel dit. Nou sê Jara, baie graag sal ek julle vertel van hierdie ervarings wat ek gehad het, maar julle sal my miskien nauweliks glo. U, beste Mattheus, weet baie van die sterre, maar ek miskien nog meer. Dit is egter nie my verdienste nie. Dit is slegs 'n suiwer buitengewone gawe van ons meester. Wag, ek sal u iets vra. As u 'n bevredigende antwoord daarop kan gee, weet u net soveel as ek. Maar as u geen antwoord daarop het nie, dan sal ek so vry wees om u baie van wat ek weet te vertel. Wat dink u van die klein sterre aan die uitspansel? Of wat dink u wat die klein sterre aan die uitspansel is? Mattheus antwoord, liefste Jara, die vraag is wel baie vreemd. Oor die son, die maan en nog ander planete, sou ek jou miskien wel 'n bevredigende antwoord kan gee. Maar die oog van my siel het nog nooit tot aan die vaste sterre deurgedring nie. Ek vermoed dat dit ook verre wêrelde is, soos wat die meester ook al vroeër daarop gewys het. Maar hoe dit nou so presies daar lyk, en wat hulle natuur en wese is, dit kan ek jou natuurlik nie vertel nie. En dit sou ek daarom graag van jou wil hoor, as jy my iets daaroor sou wou vertel. Jara sê, beste Mattheus, as u nie kan glo dat ek 'n paar van hierdie sterre in lewende lywe besoek het nie, help my relaas u weinig of niks. Maar as u dit kan glo, kan ek u wel iets daaroor vertel. Mattheus sê vir haar, my allerliefste kind, daarmee stel jy die geloof wel baie hard op die proef, want fisies is daar geen moontlikheid denkbaar nie. In die gees, in 'n soort geestelike vervoering, is so iets wel moontlik. En ek is graag bereid om te glo wat jy my oor die ver verwyderde vaste sterre sê en wil vertel. Maar as jy sê in lewende lywe, dan kan ek dit alreeds nie glo nie. En die verhaal, wat miskien op sigself heeltemal waar en korrek is, verloor baie van sy waarheidsgehalte as die inleidende sin 'n pure onmoontlikheid inhou. Jara sê, waarom moet dit dan onmoontlik wees dat ek met huid en haar en met my vlees en bloed op 'n paar van hierdie sterre was? Is alle dinge dan nie by Elohim moontlik nie? Mattheus sê, sekerlik. By Elohim God is geen ding onmoontlik nie. Maar Elohim het 'n bepaalde orde vasgestel. En hierdie orde is 'n wet wat hy self uitermate gewetensvol hou. En ook moet hou omdat die hele skepping andersins nie in die volgende oomblik meer sou bestaan nie. Die meester doen hier baie wonders, maar vir die oplettende toeskouer is almal binne sy ewige heilige orde. Toe die mens vanaand 'n langer dag verlang,
het hy nie die aarde of skynbaar die werklike son laat stilstaan nie, wat volgens sy hoogste eie woorde teen sy orde sou wees. Want as hy so iets sou doen, dan sou al die lewe op aarde as dood opgeskryf wees, wat nie deur die verskriklike, kragtige, sentrifugale krag vernietig sou word nie, sou 'n nog sekerder dood gevind het in die golwe wat al die vaste lande sou oorspoel. Kyk, met my huidige kennis van die aarde en haar luggebiede, weet ek dat op 'n hoogte van slegs 10 uur bo ons geen lewende wese sou kon bestaan nie. Net soos wat 'n vis nie sonder water kan nie. Hoewel 'n vis tog nog langer buite die water aan die lewe sou kan bly as 'n mens op 10 uur hoogte bo die aardbodem. Maar dink jou nou eers die eindelose afstand van hierdie aarde tot een van die vaste sterre in. Die afstand van ons tot die son, wat my vrye siel presies kan afmeet, is al iets ontsettends. 'n Afgeskiete pyl sou met 'n snelheid wat nie afneem nie, meer as 50 jaar moet vlieg, voordat hy die son sal bereik. Maar volgens die gevoel van my siel, wat weliswaar nie volkome betroubaar is nie, is die naaste sigbare vaste ster al 10 maal 100, 1000 maal verder van ons verwyderd as die son. Nou 10 maal 100 is 1000 maal 1000, dis 'n miljoen. En 'n afgeskiete pyl sou dus oor 10, 100, 1000 maal 50 jaar doen. As 'n mens egter so vinnig sou gaan soos 'n pas afgeskiete pyl, sou die weerstand van die lig hom oombliklik verskeur. Maar wat sou daar dan egter met hom gebeur, as hy in 'n paar oomblikke die ontsettende afstand moes aflê? Wat sou daar dan van sy vlees en bloed oorbly? Kyk, die natuurwette is ook deur Elohim gegee, en kan slegs tesame met die natuur opgehef word. Maar solank daar 'n natuur bestaan, solank bly die onveranderlike natuurwet ook. Daar kan geen uitsonderings wees nie, want in so 'n klein uitsondering sou 'n onberekenbare storing teweegbring in die hele aarde van die dinge, en almalwe as skakels van 'n ketting aan mekaar vassit. As daar ook maar een skakel stukkend gaan, is die ketting haar bindende werking kwyt. Dit is nou my redes waarom dit my voorhande nie so goed moontlik is om te glo dat jy werklik liggaamlik na 'n paar vaste sterre gereis het nie. By Elohim kan dit wel nog baie moontlik wees, wat ek nou ondanks al my wysheid nog lank nie kan verstaan nie. Maar jou bewering, liefste Jara, verloor homself tog 'n bietjie al te ver in die buitengewone. Dit kan ek nie as waar aanneem nie, alvorens jy dit nie vir my verstaanbaar uiteengesit het hoe dit moontlik kan wees en met die ewige goddelike orde in 'n ooreenstemming kan wees nie. Jy moet egter nie daaroor boos word nie, want ek wys dit tog nog nie volledig af nie. Ek kan dit net nie, na aanleiding van die genoemde redes, tog ook nie uit die lug gegryp is nie vir my as oortuigend aanneem nie. Maar miskien het jy wel deurslaggewende, ware bewysgronde vir dit, wat maar vir my nog nie heeltemal duidelik is nie. As jy dit het, sê dit dan vir my, en ek sal in die vervolg aan niks van wat jy sê meer twyfel nie. Nou ja, die man het 'n baie goeie argument, wat jy nie meer fout kan vind nie, maar dat Jara in 'n natuurlike toestand daar was, is in die vorige hoofstukke daaroor is dit bewys, en dat al die leerlinge wat teenwoordig was, haar in 'n droom gevolg het, en bevestiging
bevestigende getuies was vir haar teenwoordigheid op hierdie sterre, is ook aangegee by hierdie verhaal. Nou, hoe het sy dit gedoen? Ek wil my verstout om te sê dat dit teleportasie was. Teleportasie is iets wat vandag in die heidendom of in die negatiewe duister ryk wel voorkom. En dit is dat jy jou liggaam oplos op 'n plek en dit weer kan laat verskyn op 'n ander plek. Baie proewe en eksperimente is gedoen, veral in Rusland, met hierdie tipe van eteriese kennis. En hier is dan dalk 'n bewys dat daar nie 'n afstandsbeperking is waarop jy jou liggaam weer kan vervorm nie. Want dit gebeur in 'n sekonde, in 'n oomblik. Maar hoe dit ook al sy praat die waarheid en sy argumente hou baie water. Nou sê Jara vir hom, ja, hy is werklik wel 'n baie wyse en uitermate verstandige man. Maar in alles het hy ook tog nog lank geen insig nie. Kyk, as Raphael iets sou wou doen, dan kon hy my maklik in 'n oogwink 'n paar bewysstukke uit die natuur besorg, wat ek van hierdie sterre as aandenking en as bewys het, dat ek werklik daar was, en saam na hierdie aarde geneem het. Maar daar is met hom niks te begin nie, en daarom kan ek nie die tasbare bewys gee nie. Ook sou u as natuurlike mens ook dan nog aan die egtheid kan twyfel, maar u siel, wat met die goddelike gees vervul is, sou tog seker maklik sien, dat die saamgebringde herinneringe nie aards is nie. Want dit is so pragtig en kosbaar, dat alles wat op die aarde kosbaar is, waardeloos daarby vergeleke is. Dit sou 'n keizerlike sieraad van onskatbare waarde wees. Maar laat ons maar daaroor ophou. Dit begin in die ooste te skemer. Die Sabbat gaan kom en ons moet ons op hierdie dag van die Meester voorberei. Wat hy al sê vir haar, daarin jy heeltemal gelyk, maar kry ons dus nie vandag nog iets te hore as nadere bewys van jou liggaamlike besoeke aan verskeie vaste sterre nie. Jara sê van hoe dan? Die teenbewyse lê te vas veranker in die bestaande onveranderlike goddelike orde, en ek kan u vir my werklike besoek aan die vaste sterre geen ander bewys gee as om te sê dat by Elohim alle dinge wat vir die menslike verstand so onmoontlik is, tog moontlik is. Het u die tyd bereken en gemeet waarin die Meester deur my Raphael die skepe van Koran vanaf die middel van die see na die oewer laat verplaas het? Wie het by die baie vinnige verplasing ook maar een skraapie opgedoen? Hoeveel tyd het Raphael nodig gehad om Koran se groot woontente en al sy meegaande geleidelik selfs baie breekbare besittings uit die skepe baie ordelik op die oewer te bring? Dit was ook in vorige lesings behandel. Het u nie die snelskrif van Raphael gesien nie? As die dit ook maar 'n bietjie ernstig opneem, nie in teenspraak met die gewone natuurwette nie, terwyl u dit tog met u eie oë gesien het, kan u beredeneer dat dit onmoontlik was. Kyk, ek kan nie dit sê, omdat ek, soos geen vorige lewende wese op hierdie aarde, dit aan die lyf ondervind het, dat daar in die eindelose wêreld ruim sulke verskriklike groot sonwêrelde is, dat hulle, as hulle hol sou wees, van binne 'n groter ruimte sou hê, as die hele wêreldruimte, wat u hier sien tot aan die vaste sterre van die eerste, tweede en derde grootte.
hierdie reusagtige sonwêreldliggame waaromheen hele melkwegstelsels met talle sentrale en planetêre sonne beweeg hulle vir die verkryging van energie, eweneens weer om 'n nog eindeloos groter sentraal sonliggaam. En die beweging is so vinnig dat u gedagte nie eers vinnig genoeg is om haar in te haal nie. Het is belangrik dat sy dit vir ons nou wys, dat daar in die materiële skepping sweer wel entiteite is wat so vinnig gaan, vinniger as 'n gedagte. Dit is moontlik by Vader, en dit is hierdie groot sterrenmassas en sonnewêrelde wat fisiese materie is en so vinnig beweeg. Vanaf hier tot elke vaste ster van die eerste, tweede en derde en selfs vierde grootte, sou die vlug nauweliks 7 sekondes lank duur, en ons maak met ons son en met ons planeet sentraalson, wat met die voorgenoemde en omskrewe sentraalsonliggaam dieselfde vinnige wye omsirkeling meemaak, presies dieselfde beweging ononderbroke meer, en dit is beslis so volgens die natuurwette en volgens alle hoë berekenings. Voel u daarvan, of word die een of ander wêreldliggaam of onsself in die war gebring, as ons so vlug, so onmeetlike afstand in die oneindige skepingsruimte aflê. As sulke enorme wêreldliggame egter, ongeag hulle aard, met so ondenkbare snelheid kan voortspoed, hoeveel makliker sal dit dan met 'n liggaam soos myne gaan, as die meester dit wil? Het u nou 'n ietwat duideliker insig in die moontlikheid dat ek werklik met my liggaam na 'n paar van die naaste vaste sterre gereis het? Nou net in Afrikaanse woorde, dis kom ek hierdie goed behandel het en nie oorgeslaan het nie. Want hierdie plat aarde mense se denke versprei nou oor ons hele volk. Maar ons aarde is minder as 'n spikkeltjie in hierdie massiewe groot beweging van sonne en planete en sterre. Ons gaan miskien nou 365 dae om ons son. Maar daai son gaan nou 'n sekere tyd, honderde duisende jare om nog 'n son. En nog vinniger en vinniger. So elke ene van die planete soos ons en wat uit die uithoek van hierdie son is, beweeg net so vinnig soos hierdie 5 opeenvolgende groot sonnewêrelde. Alles draai met 'n ontsettende middelpuntvlietende krag. Maar ons voel dit nie, want ons atmosfeer draai saam met ons aarde. Want as die atmosfeer nie saam met die aarde gedraai het nie, sou die see oor sy grense gegaan het en sou ons almal nie kon bestaan nie. So dit is een massiewe groot fisiese, materiële masjien wat werk, waarvan ons 'n onbeduidende spikkeltjie is. As jy net ons son in die melkwegstelsel beskou, dan is hy 'n onbeduidende kolletjie. En hier praat sy van honderde melkwegstelsels wat om een son draai. En onthou, Yeshua sit in die teenwoordigheid nou van hierdie gesprek. En as hy nonsens sou praat, sou hy haar gestop het. Maar hy voed haar nou met hierdie inligting. Sy kry dit by niemand anders as Yeshua nie. So dit is belangrik dat ons besef dat ons 'n ronde aarde het wat om 'n ronde son draai en die hele planete wêreld van oneindige triljoene planete is almal ronde balle. Waarom sou dan nou iewers 'n plat skyf
iewers homself bevind met 'n son wat net 'n paar 100 kilos bo kan die aarde is. Dis hulle teorie. Maar hulle kan dit nie bewys nie. Alhoewel hulle baie slim stories maak. Hier kry ons inligting wat ons kan vat as absolute waarheid. Want dit is deur Yeshua vir ons weer op skrif geplaas. Nou sê Mathael, o meisie, 'n hele hemel vol wysheid woon in jou. En ek begin nou werklik die moontlikheid te glo van die merkwaardige wat jy oor jouself vertel het. Maar vertel nou niks meer daaroor, want ons siele staan nog nie voldoende oop om die grootes te verstaan nie. Daarvoor het ek self nog 'n aantal jare nodig, alhoewel my siel tog al heel wat verlig is. En haar beredenering elke keer weerstaan dit wat hy hem geglo het, en minstens het hy daarom die nederigheid om te erken dat hy verkeerd was. Die verskil weer, Mathael het sy wysheid vanuit die wysheid van ons Vader ontvang. Jara het haar wysheid vanuit die liefde vir Yeshua ontvang. En dit is net vir ons weer 'n bewys, al klink dit nou vir jou, maar wat se verlossingsboodskappe is hierin? Nie veel nie, behalwe die waarheid. En ons moet die waarheid ken, want die waarheid sal ons vrymaak van alle leuns. So wanneer jy in 'n gesprek kom met sulke mense wat beweringe het oor plat aarde, dan het jy hier al 'n stukkie van die fondament om dit te weerlê. Maar dit leer ook vir ons dat ons eerder Jara wil wees as Mathael. En dat ons baie makliker op die vlak van Jara kan bevind, onsself, as ons hom net lief het. En ons naaste lief het soos onsself. Dit is vir my die wyse les hierin. Baie, baie dankie. Mag ek net iets bysit dink? Ons leer dit nou baie duidelik uit die eenheid deur die liefde lesings, dat materie, tyd en ruimte is net 'n metode van Vader om sielesubstans weer terug te kry om weer dit te laat verheerlik. Maar in werklikheid is dit alles 'n illusie. En as jy so daaroor dink, is dit niks snaaks dat Jara een oomblik hier kan wees en die volgende oomblik op die verste planeet nie. Dis eintlik nie eers 'n wonderwerk nie, dis 'n heel natuurlike werk. As jy in die geestelike ding, al wat Yeshua gedoen het, was om haar vibrasie so hoog te maak, dat sy, soos jy sê, hier oplos, en dan net daar aan die kant weer laat verskyn, haar vibrasie net weer afwentel, en dan is sy daar. Dis eintlik so eenvoudig. Ja, dank Vader nou vir die wetenskaplike kennis wat ons vandag het, wat hulle nie gehad het, om dit te kan verstaan. Dankie.